Dit is dan vanoggend weer eens ook vir my 'n wonderlike voorreg om al ons kykers en luisteraars wat inskakel by hierdie opname te verwelkom. Ons bid dat dit dan vir julle, net soos vir ons hier in die kerkgebou, 'n insiggewende en 'n geseënde geleentheid sal wees. Vriende, kom ons sit net so en dan sluit ons oë in gebed. Here, vandag vier ons die Pinksterfees. Na 'n week wat ons verskeie kere bymekaar gekom het en saam gewandel deur die woord, is dit vir ons 'n groot voorreg om dit dan ook te kan afsluit om die nagmaaltafel. 'n geleentheid van vreugde. Bring ons dan ook so in gereedheid daarvoor, Here, deur met ons vanoggend te kom praat vanuit die woord. 'n geleentheid wat ons nog 'n gemeente gaan besoek en saam gaan luister na die stem wat dan tot hierdie gemeente spreek. Ons dink aan hulle wat nie vandag hier kan wees nie, wat die rede ook mag wees, en ons bid dat U ook daar waar hulle tans verkeer, oor hulle sal waak. Ons bid dit alles in U groot naam alleen. Amen. Vriende, soos reeds genoem, het ons die afgelope week saam met die Heilige Gees deur 4 van die 7 gemeentes in Openbaring gereis. Ons het gehoor van die eerste liefde wat verkoel het by Efese. Ons het gehoor van die vervolging en die getrouheid by Smyrna. Ons het gehoor van die kompromie met die wêreld by die gemeente van Pergamum en van die volharding voor 'n oop deur by Philadelphia. En gepaard met hierdie besoek aan elkeen van hierdie gemeentes, het dit ook gedien as 'n pastorale geleentheid wat ons die spieël voor ons eie oë kon hou. Ons as Bethlehem Noord kon die spieël neem tydens elkeen van hierdie besoeke aan die onderskeie gemeentes en ons kon dit voor ons eie oë hou. Met ander woorde, al 4 hierdie gemeentes wat ons besoek het met ons gepraat, hulle omstandighede, hulle kenmerke, beide positief en negatief, het tot ons ingedring, dit het ons gelei tot selfondersoek. Met ander woorde, ons het vir onsself gevra, deurdat ons so na elkeen van hierdie gemeentes gekyk het, watter van hierdie gemeentes se aspekte, positief of negatief, is by ons as gemeente teenwoordig of afwesig? Waar skiet ons dalk tekort? Waar kan ons verbeter? Maar aan die positiewe kant, wat is ons goeie eienskappe? Wat is ons sterk eienskappe? Waarop kan ons voortbou wat reeds positief is? So, ek het 'n prentjie van 'n spieël saamgebring. Dit is 'n geleentheid wat ons onsself in die spieël kon evalueer. Nou, ons moet onthou dat hierdie brief is 'n omsendbrief. Dit was gerig aan al 7 gemeentes en elkeen kon die ander gemeentes se gedeeltes ook lees. En op die ouene wil ons vanoggend by die vraag uitkom: as die Here vir ons gemeente 'n brief sou skryf, wat sou die inhoud daarvan wees? Dis op die ouene waarby ons wil uitkom. As die Here 'n getuienis moes lewer oor ons werksaamhede, ons kerk wees, hoe sou die inhoud van sy boodskap tot ons lyk? Nou vanoggend gaan ons vanjaar se Pinkster afsluit deur 2 dinge te doen. Ons gaan eerstens weer eens saam met die Heilige Gees die 7de en laaste gemeente, die gemeente van Laodicea, besoek, soos te vind in Openbaring 3 verse 14 tot 22. En dan daarna gaan ons spesifiek inzoom op vers 20, waar ons 'n baie spesifieke uitnodiging van die Here Jesus Christus dan ook vind. En soos gesê, omdat hierdie 'n omsendbrief was wat aan die 7 gemeentes gerig was, is die uitnodiging wat ons gaan vind in vers 20 dan nie net 'n uitnodiging wat spesifiek gerig was vir die gemeente van Laodicea nie. Dis nie net 'n uitnodiging wat gerig was aan die 7 gemeentes in Openbaring nie. Dit vorm dan ook hermeneuties gesien 'n uitnodiging vir ons gemeente.
vir elke gemeente wat vandag toe nog voortbestaan en die Here in volkome geloof en gehoorsaamheid volg. Nou met dit in ag geneem, kom ons maak die Bybels oop, Openbaring 3, verse 14 tot 22. Die boodskap aan Laodicea. Ek lees vir ons vanaf vers 14. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie. Hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie. Arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere, sodat julle kan kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Net tot sover ons teksgedeelte vanoggend. Nou vriende, as 'n mens so deur hierdie gedeelte lees wat spesifiek vir die gemeente in Laodicea gerig word, sal julle met my saamstem, daar's baie beelde en daar's baie aspekte wat gebruik word deur die skrywer. En as 'n mens hierdie beelde een na die ander wil gaan uitlig, dit gaan ons lank besig hou. Maar daar's een spesifieke beeld waarby ek vanoggend wil stil staan, wat ek vanoggend wil uitlig. En dit handel oor die hele gedagte van warm en koud en lou wees. Nou in my navorsing het ek maar net die afgelope tyd gesien dat daar elke skrywer, elke teoloog het sy eie interpretasie van hoe ons die warm en die koud en die lou moet verstaan, hoe ons dit moet interpreteer. Maar ek wil vanoggend vir julle een interpretasie moontlikheid uitlig wat ek dink die naaste aan die ware Jakob is. En dit gaan soos volg. Rondom Laodicea, en ek het 'n kaart saamgebring, rondom Laodicea was daar 2 nabye geleë stede. En elkeen van hulle het sy eie unieke waterbron gehad. En omdat hierdie unieke waterbronne so goed bekend was aan die mense, aan die gemeente van Laodicea, het Johannes juis van hierdie beeld gebruik gemaak om sy boodskap dan aan hulle oor te dra. Die eerste dorp was Hierapolis en hy het bekend gestaan vir sy warm waterbronne. Hy was so 10 tot 16 kilometer noord van Laodicea geneem. Nou die wonderlike van hierdie warm water is die feit dat dit kon aangewend word vir medisinale of genesende doeleindes. Dit is wat Hierapolis met sy waterbron so bekend gemaak het, dat dit vir 'n positiewe wyse aangewend kan word. Oos van Laodicea, ongeveer 15 tot 18 kilometer, het jy Kolosse gevind. En hierdie gedeelte het weer bekend gestaan vir sy koue bergwater wat heerlik was om te drink. So jy het Hierapolis wat bekend is vir sy warm water en jy het Kolosse aan die ooste kant wat bekend is vir sy koue water. En die gemeente, die gemeenskap van Laodicea was bekend van hierdie 2 streke met hulle waters. Goed. Volgende is dit belangrik dat ons mekaar moet sê, Laodicea het nie sy eie waterbron gehad nie. Daar was nie water self binne in die stad gewees nie.
Dit moes aangelê word vanuit die suide uit, oor 'n afstand van 8 kilometer. En dit is gedoen deur aquadukstelsels en waterpypstelsels, en die probleem is, teen die tyd wat die water by die stad aangekom het, was dit lou, en saam met dit was dit so vol kalk gewees, dat dit was op die ou ende onbruikbaar en ondrinkbaar gewees. So iets wat ons net vandag moet onthou, ons is baie keer geneig om te dink dat die water van Laodicea moes van een van hierdie twee plekke, Hierapolis of Kolosse, afkomstig gewees het, en langs die pad het dit afgekoel van Hierapolis af, of van Kolosse af het dit warm geword. Nee, hy het glad nie sy water van een van daai twee punte gekry nie, dit het van die suide afgekom, en in die tyd wat dit by die dorp aangekom het, was dit onbruikbaar gewees. So, die aanklag vind ons dan nou vervolgens in vers 15, waar Jesus vir hierdie gemeente sê, ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie, as julle tog maar net koud of warm was. Met ander woorde, hy sê, as julle maar net soos Hierapolis was, met warm waterbronne, dan kon 'n mens ten minste julle gebruik vir genesende doeleindes, dan kon julle ten minste 'n mediese of genesende bydrae lewer tot die gemeenskap. Hierteenoor sê Jesus vir die gemeente, as julle maar net koud was, soos Kolosse se water, dan kon 'n mens dit drink en 'n mens kon dit geniet. Maar hy sê nee, julle water is lou, dis ondrinkbaar, dis vol kalk, dit is onbruikbaar. En na hierdie beeld wat Jesus dit aan die gemeente uitlig, sien ons vervolgens in vers 16 dan die waarskuwing wat na vore kom. Hy sê vir hulle, maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Nou as 'n mens gaan kyk na die oorspronklike Grieks, daardie woord uitspoeg word eintlik oorverklaar met vomit, om te braak. Met ander woorde, wat Jesus vir hierdie gemeente sê, is dat die lou-warm toestand van hierdie gemeente, hulle spiritualiteit, is so aanstootlik vir die Here, dat hy daarvan ontslae wil raak. Hy wil eintlik hierdie gemeente se voortbestaan tot 'n einde bring, as gevolg van hulle lou-warm ingesteldheid. Nou interessant, ek wil eintlik dit amper opsom, deur te sê dat ek dink hierdie gemeente is baie arrogant, waar hulle antwoord hierop en vir Jesus sê, maar vers 17, ons is ryk, ons is skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En dan reageer die Here Jesus Christus hierop en sê hy, en dit is presies waar julle die pot mis sit. Ware rykdom word nie gemeet aan aardse skatte nie. Hoe skryf Paulus dit self aan die gemeente in Kolosse? Hy sê vir hulle, julle is alleenlik ryk, weens die Here Jesus Christus. Hy het julle verryk. Nie julle aardse omstandighede nie julle rykdom, julle aardse rykdom nie. Met ander woorde, dit maak nie saak hoe groot jou bankrekening is, of hoe baie eiendom jy het, of hoeveel beeste jy op jou plaas het, of hoe groot jou oes is nie. As jy nie die Here in jou hart het nie, is jy soos hierdie gemeente, geestelik arm, blind en naak. Ware rykdom word alleenlik gevind in die Here Jesus Christus. Nou die gebeure wat vervolgens gebeur is baie interessant. 'n Mens sou dink, na aanleiding van dit wat die Here hier vir hulle sê, sou dit nou opgevolg word met oordeel. Sou dit opgevolg word met 'n straf of die toorn van God. Maar wat afspeel is iets heeltemal anders. En is weer eens hier waar ons soos in die week wat ons nou die ander gemeentes besoek het, weer eens sien hoe die God van liefde, hoe die God van genade, die God van tweede kanse, sy hand uitstrek na die gemeente. Waar hulle eintlik moes vernietig geword het, waar hulle geoordeel moes word, sien ons hoe die Here Jesus Christus eerder aan hulle die geleentheid gun om hulle self te bekeer en om terug te keer na sy wil. Want hierdie gemeente is ten spyte van hulle afdwaling, ten spyte van hulle lou wees,
Is hy nog steeds lief vir die gemeente? Is die gemeente nog steeds vir hom belangrik? En het hulle nog steeds 'n doel om te verrig? So in plaas van om hulle te veroordeel en hulle te straf, reik hy eerder sy hand van liefde na hulle uit. En dit bring ons vervolgens by vers 20. Die bekende en pragtige uitnodiging wat ons al te goed ken. En ons gaan die vers in 3 dele opdeel. Die eerste gedeelte van vers 20 in Openbaring 3 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Nou vriende, let op saam met my, waar staan Jesus op hierdie stadium? Hy staan buite sy eie kerk. Hy staan buite. Die gemeente is so besig met hulle eie programme en met hulle eie rykdom, dat hulle Jesus totaal en al uitgesluit het. En tog soos die afgelope week, wat ons herhaaldelik gehoor het, sien ons dat Jesus, omdat hy uitgestoot is, omdat hy buite moet staan, draai hy sy rug op die gemeente nie. Hy loop nie weg nie. Nee, wat doen hy? Hy staan en hy klop. En hierdie beeld van Jesus wat staan en klop, buitekant die deur, vorm een van die mooiste uitbeeldings van God se genade in aksie in die hele Bybel. Al word hy verwerp, al word hy verstoot, draai nie sy rug nie, hy loop nie weg nie, hy begin dadelik klop. So selfs wanneer ons as gemeente, of ek is jy as individu, lou sou raak in ons geloof, hou die Here nie op om na ons te soek nie. Hy stoot ons nie weg nie, hy verwerp ons nie. En vandag hier by die nagmaaltafel hoor ons daardie klop aan die deur opnuut. Dit klop hard en dit klop duidelik deur die tekens van die brood en die wyn. Nou kyk ons na die tweede deel van Openbaring 3:20, waar daar staan, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak. Met ander woorde, vriende, Jesus staan aan die buitekant, maar ons sien glad nie dat hy van sy kant af, van die buitekant af probeer om hierdie deur oop te maak, oop te forceer of oop te skop nie. En is eintlik ironies. Hy is die een wat uitgestoot is. Hy is die een wat buite moet staan. Hy is die een wat buite moet vertoef. En tog, wat lees ons? Hy is die een wat klop. Hy is die een wat wag. Hy is die een wat die uitnooi werk doen om in ons lewens te wil inkom en saam met ons fees te wil vier. Hy forceer dit nie oop nie. Dis 'n vrywillige keuse wat aan elkeen van ons gegee word. Nou, as ons hierdie stem hoor en ons maak die besluit dat ons die deur wil oopmaak vir die Here en hom wil toelaat om in te kom, sê die skrif vir ons, is daar veral 2 dinge wat moet gebeur binne elkeen van onsself, as individu, maar ook as gemeente. Die eerste aspek handel oor erkenning. Johannes 10 vers 27 leer ons dat ons Jesus se stem bo die geraas van die wêreld moet kan uitken. Hoekom is hierdie belangrik? Vriende, want daar's soveel dinge in hierdie wêreld, soveel stemme, soveel versoeking, soveel aspekte wat die hoofrol en die hoofprioriteit in jou lewe wil hê. Soveel dinge wat beheer oor jou lewe wil neem, wêreldse goed, dat 'n mens in die proses nie meer die Here se stem hoor nie. Jy raak verlore, jy raak verdwaal in die geraas van die wêreld. Stap 1 is om die Here se stem te hoor. Om sy stem bo die geraas te identifiseer en na hom alleen te luister. Op ons jeugkampe sal ons baie keer kinders blinddoek. So 3 kinders op 'n slag en dan sit jy persone aan die oorkant wat op hulle moet skree en voor die kinders wat geblinddoek is, lê daar 'n klomp gekleurde balle. En dan by die persoon aan die oorkant vir die ou wat geblinddoek is skree, hoe moet hy beweeg om by die blou balle uit te kom of by die geel balle uit te kom of by die groen balle uit te kom. En wat hierdie ou wat geblinddoek is moet doen is hy moet daai spesifieke stem wat met hom praat, nie die ander wat met ander geblinddoekte mense praat nie, die spesifieke ou wat met hom praat, moet hy sy stem bo die geraas hoor en net konsentreer op daai stem en luister na sy leiding. Moet hy links, moet hy regs, moet hy vorentoe, moet hy agtertoe om sy spesifieke bal op te tel. En dis presies wat die Here van ons vra. Dis presies die instruksie wat die skrif vir ons gee. Soek die Here se stem, identifiseer dit bo die geraas en bly daarop fokus. En dan tweedens wat daarmee saamgaan is bekering.
En dit beteken dat ek en jy moet bereid wees om ons eie trots en ons eie selfgenoegsaamheid prys te gee. Die nagmaal is die oomblik waar ons as gemeente sê, Here, ons maak vandag die deur opnuut oop. Ons kan nie en ons wil nie sonder U nie. En dit sluit so mooi aan by die uitnodiging in Jesaja 55 vers 1 waar ons lees, kom almal wat dors het, kom na die water toe. Dit kos my en jou niks, want Jesus het reeds vir alles betaal. Erkenning, bekering. Dit bring ons by die derde deel van Openbaring 3:20, waar ons lees, ek sal by hom ingaan en saam met hom 'n maaltyd hou, en hy saam met my. Nou vriende, in die antieke Ooste was die hele beeld van om deel te wees aan 'n maaltyd beskou as een van die hoogste forme van vriendskap en verbintenis. Jy het nie saam met jou vyande geëet nie. Deur die saam maaltyd te hou, sê Jesus vir elkeen van ons as individue en sê hy vir ons as gemeente in geheel, ek herstel die verhouding. Jy het dalk afgedwaal, jy het my dalk verstoot, jy het dalk die deur in my gesig toe gemaak, maar ek neem die inisiatief, ek herstel die verhouding. Jou foute van jou verlede is jou nou vergewe. Dit staan nie meer tussen ons nie. Daar's geen meer hindernis in ons verhouding nie. Hierdie maaltyd herinner ons ook aan Lukas 14, waar die Here die armes en die krepeles uitnooi na die groot feesmaal toe. Vriende, ons het nie vandag die voorreg om aan hierdie nagmaaltafel te sit, omdat ons perfek is na hierdie Pinkstertyd nie. Glad nie. Ons is uitgenooi, ons is deel van hierdie nagmaaltafel, omdat ons uitgenooi is deur die Here. Omdat hy dit verwesenlik het. Die nagmaal is 'n fees van oorwinning oor die sonde en louheid en die dood en is alleenlik bewerkstellig deur Jesus Christus. Daarmee begin ek afsluit. Hierdie tafel waarby ons vanoggend gaan insit, kyk ook vorentoe. Ons gaan dit net nou ook hoor in die nagmaal formulier, maar elke keer as ons van die brood eet en van die wyn drink, verkondig ons die dood van die Here en sy opstanding, soos aan ons gemeld in 1 Korintiërs 11 vers 26. En net so, hierdie maaltyd waarvan ons lees hier in Openbaring 3 vers 20, loop dan ook uit op die feesmaal waarvan ons lees in Openbaring 19 vers 9, waar daar staan, geseënd is hulle wat genooi is na die bruiloffees van die Lam. Die Pinkstergees herinner ons daarin dat ons pelgrims is op pad na 'n finale ewige fees. Die nagmaal gee ons die krag vir die pad vorentoe. En daarom vra ek vriende, ter afsluiting, mag ons as individue, maar ook as gemeente, in hierdie tyd wat voorlê, volkome vertrou op die Gees. Ons gee gou geleentheid. Ek glo daar sal mooi na hom gekyk word. Ek sluit Pinksterfees se boodskap af met hierdie versoek. Mag ons die stem van die Here hoor. Mag ons in die spieël gaan kyk na afloop van hierdie reeks en vir onsself afvra, waar kan ek as individu, waar kan ons as gemeente verbeter? Waar kan ons nog meer daarna streef om die Here te volg in sy wil? En daar waar ons nodig het om iets te moet prys gee, mag ons met die hulp van die Here dit dan ook doen. In die charismatiese kerke sal hulle baie keer sê, die verskil lê by jou, die keuse lê by jou, jy moet besluit. En die protestantse geloof sê, as ek en jy, as mens is in staat op niks. Ons is afhanklik van die Here, ons is afhanklik van die Heilige Gees. Daarom mag ons dan vir die Gees vra, om ons te help, dat ons geestelik sal groei, geestelik sal verdiep, en nog meer, nog nader aan die Here sal groei. Amen. Kom ons sluit die oë.
Almagtige Hemelse Vader, voor ons aan die nagmaaltafel gaan aansit, wil ons vir U dankie sê, dat ons saam met die Gees 5 van die 7 gemeentes hierdie afgelope week kon besoek. Dankie vir elke les wat ons by elkeen van hierdie gemeentes kon leer, en dit ook kan dien as 'n geleentheid vir selfondersoek. 'n Geleentheid waar ons onsself afvra, waar kan ek verbeter? Maar ons besef, Here, dit is nie iets wat ons uit ons eie kan regkry nie. Ons is afhanklik van die Here. Ons is afhanklik van die Heilige Gees. En daarom vra ons, Here, mag die Gees ons dan ook vergesel in hierdie proses, sodat ons nog nader aan U kan bly groei. En ook so ons taak hier in Morelig gemeenskap en weier kan volbring. Seën ons dan ook nou waar ons hierna gaan aansit aan die tafel. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.